Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Rigters 14 vers 14 tot 24. Die tema vandag, die Gees van God. Nou geliefdes, ons is in Rigters, ons is in Pinkstertydperk, ons sluit so 'n bietjie af daarmee. En is lekker, die gedeelte waar ons vandag is in Rigters, praat van die Gees van God. En daarom kyk ons vanuit die Ou Testament, wat ons daaruit leer. Nou geliefdes, ons begin daarom met die fotum uit Rigters 2 vers 1. Ek het julle uit Egipte laat trek, en julle gebring in die land, wat ek met die eed aan julle voorvaders beloof het. Geliefdes, dis 'n wonderlike wete, dat dit wat God gesê het hy gaan doen, het hy gedoen, en dit herinner ons ook, nee, die mens is die slaaf van die sonde, maar God kom en hy verlos ons. En daarom is dit 'n wonderlike seën, Rigters 2 vers 1, ek sal my verbond met julle nooit verbreek nie. Geliefdes, kom ons begin, ons het ook vandag 'n kinderdiens, so kom ons begin vandag met Heilige Jesus. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U Here, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. As wetgedeelte, geliefdes, kyk ons na Exodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.
Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons raak rustig, gaan sing ons saam Jesus groot bo almal. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Geliefdes, voordat ons die woord lees, ons lees vandag van Simson, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, dis wonderlik hierdie week wat ons kon gehad het, wat ons weer kon herinner word aan alles wat U bewerk het in die wêreld, Heer, wat reggemaak het vir U Gees om in ons harte te kom bly. Heer, wat 'n wonderlike voorreg dat U Heilige Gees op ons uitgestort het. Heer, dankie dat U in ons woon, dat U ons heilig maak, in ons werk. Heer, help ons om sensitief te wees teenoor die stem. Toets of ons in die geloof is. Heer, kom wek die geloof in ons. Werk dit in ons. Heer, en dankie vir alles wat U vir ons doen. Heer, vandag doen dit ook veral wanneer ons uit die woord lees. Help ons om te verstaan en te doen, nie net te hoor nie, maar dit te gaan doen, Vader. En so U Gees in ons lewens te ervaar. Heer, dankie dat U ons sondes vergewe en dat U vir ons dit toeganklik maak om na U te kom. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Rigters 14, vers 14 tot 24. Dis nou gedeelte in die Simson verhaal. Dis nou hier in die middel rond en dit is nou 'n gedeelte van Simson. Op 'n keer is Simson na Timna toe en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. Hy het teruggegaan en vir sy ouers vertel: "Ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse meisie. Gaan kry haar vir my as vrou." Maar sy ouers vra hom: "Is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou nie, dat jy na die heidene, die Filistyne, toe gaan om te trou?" Simson het vir sy pa gesê: "Kry haar vir my, want ek hou van haar." Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Simson en sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerd van Timna het 'n jong leeu brullend op Simson afgestorm. Die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaalhand uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Simson het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. Hy het toe na die Filistynse vrou met haar gaan praat en hy het van haar gehou. Toe hy 'n ruk later terug is Timna toe om met haar te gaan trou en hy afdraai om na die geraamte van die leeu te gaan kyk. Daar was 'n swerm
bye met heuning in die karkas. Hy het heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee en hulle het geëet, maar hy het hulle nie vertel dat hy die heuning uit die karkas van die leeu gekry het nie. Toe sy pa hulle by die vrou aankom, het Simson daar 'n feesmaal gehou. Dit was 'n gewoonte onder die jong mense. Toe die Filistyne hom sien, het hulle 30 vriende by hom laat bly. Hy het vir hulle gesê, laat ek julle 'n raaisel vra. As julle my raaisel se antwoord binne die 7 feesdae kan gee, sal ek vir julle 30 linne en 30 stelle klere gee. Maar as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my 30 linne en 30 stelle klere gee. Hulle het hom geantwoord, gee jou raaisel, ons wil dit hoor. Simson sê toe, uit die eter kom daar iets te ete, uit die sterke kom daar iets soet. Die 3de dag kon hulle nog nie die antwoord gee nie. Die 7de dag sê hulle toe vir Simson se vrou, haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, anders verbrand ons jou en jou familie. Het jy ons hierheen genooi om ons kaal uit te trek? Simson se vrou het by hom gehuil en gesê, jy haat my, jy het my nie lief nie, jy het my mense raaisel gevra sonder om vir my te sê wat dit beteken. Hy het vir haar gesê, hoe sou ek vir jou vertel? Ek het selfs nie eers vir my ouers vertel nie. Sy het die hele 7 dae van die fees by hom geneel en op die 7de dag het hy dit vir haar vertel, want sy het hom bly lastigval. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir haar mense gegee. Op die 7de dag, net voor sononder, sê die mense van die stad toe vir Simson, wat is soeter as heuning? Wat is sterker as 'n leeu? Hy sê toe vir hulle, julle het my met my kalf geploeg, anders sou julle nie die antwoord op my raaisel gevind het nie. Die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy is af Askelon toe. Daar het hy 30 man doodgeslaan en hulle klere gevat en vir die mans gegee wat die raaisel uitgelê het. Hy was baie kwaad en is na sy pa se huis toe, maar Simson se vrou is toe aan die vriende gegee wat sy strooijonker was. Geliefdes, ons tema vandag, die gees van God. Ons sluit vandag af met Rigters en ons kom ook aan die einde van Pinkster en Pinkster is waar ons weer herinner word wat het die dag gebeur toe God die Heilige Gees uitgestort het. En dit is lekker, want om dit nou van 'n perspektief van Rigters af te kry, waar ons juis ook hier lees van die Gees van God, toe hy nog nie op almal uitgestort is nie, maar baie meer net op individue gekom het. En vandag is dan ook die kinder wat in ons, by ons is in die kerk, omdat ons vandag nagmaal het. En daarom is dit lekker, ons is by Simson, die sterkste man, wat daar op aarde was, en dan is dit vir ons belangrik, om in hierdie gedeelte om sekere dinge raak te sien, ons weet die boodskap is natuurlik vir almal, en dan is dit baie belangrik om te sien, dat die rede hoekom hy hierdie sterkste man was omdat die Heilige Gees hom sterk gemaak het. Maar dan is dit ook belangrik om raak te sien, dat alhoewel God vir hom hierdie gawes gegee het, daar sekere goeders wat hy gedoen het, wat toe nou veroorsaak het dat hy hierdie krag verloor het. Nou, omdat dit 'n kinderdiens is, wil ek ook fokus vir ons op die kinders, maar ook op die ouers. So in hierdie gedeelte wys daar, daar's 'n boodskap vir die ouers, daar's 'n boodskap vir die kinders, en dit wys vir ons ouers se invloed ook op ons ouers, en daarom kyk ons na die volgende punte. Eerstens om te luister na jou ouers. 'n Tweede ding, boodskap vir die kinders, 'n spesiale boodskap vir die ouers, en dan die Gees van God maak hom sterk, maar hy misbruik dit. Geliefdes, ek spring vir ons weg met die eerste een, om te luister na jou ouers. Nou,
die kinders is nou net so nou en dan by ons, en ek gaan dit weer net vir hulle, waar ons is, in rigters, en ek begin vir u ook so al vir 'n tydlyn te gee, om te weet, waar is ons in die Bybel, waar is ons in die wêreld geskiedenis. Nou, as ek maar net weer vra vir die kinders, hoe lank na Christus lewe ons vandag? Dit is omtrent so 2000 jaar. So Jesus het omtrent so toe hy 27 was, begin met sy bediening. So dis omtrent so 2000 jaar terug, wat Jesus sy bediening begin het. Nou Joshua, toe Jesus nou gebore was, nie, omtrent 1500 jaar, dis nie eers so ver wat ons al weg van dit is nie, het Joshua die volk in die beloofde land ingebring. Nee, en Joshua is daai ou wat by Moses oorgeneem het, en hy het by die beloofde land ingegaan met die volk, en hy is vir 40 jaar, gaan hy saam met die volk in hierdie beloofde land in. Hy was ook die een wat, voor hulle by die beloofde land ingegaan het, het hy ook die 10 gebooie ontvang, sodat hulle dit daar in die beloofde land gaan toepas, en net vinnig weer herinner, God gesê, gaan doen dit, sodat met julle goed mag gaan daar, sodat ek julle kan seën daar, en dat julle lang kan lewe in hierdie beloofde land. Nee, so nog steeds vandag is dit vir ons relevant. Nou so 1400 jaar van daar af, toe sou Jesus gekom het. Okay, so, daar is so 350 jaar wat hierdie rigters oor Israel gaan regeer, en dan is dit nog so 1000 jaar, en toe kom Jesus, en hy kom na die aarde toe. Nou, hierdie rigters was 'n tyd waar, daar was nie 'n leier nie, daar was nie 'n koning of 'n president nie, dit was 'n rigter. 'n Rigter was 'n persoon wat net mag gehad het, of een of ander talent of 'n gawe gehad het, en hy het elke keer gekom om die volk te verlos. Hy het nie kom regeer om wette te maak, en vir die mense te wys hoe om te leer, en 'n polisie bymekaar te maak nie, hy het meestal net die vyand kom verdryf. Nou een van hierdie mense, is Samson, net weer om u te herinner, nee, hierdie was altyd hierdie helde wat ons baie keer gebruik, nee, dis so Samson wat die sterkste man was op aarde, of Gideon wat met 300 man 1200 of 32.000 mense verslaan deur 'n geraas te maak, nee, omtrent so 100 man vir elke man, hierdie manne was wel deur die wonder van God, nee, kry hulle baie reg. Nou, dis belangrik om te sien, die rede hoekom hulle elke keer 'n rigter moes gekom het om hulle te verlos, die rede was omdat daar was skelms, of daar was slegte mense wat elke keer gekom het, hulle oeste gesteel het, en hulle kom onderdruk het, en hulle goed gevat het, en hulle net doodgemaak het. So daar was elke keer hierdie slegte mense wat gekom het. Maar dit is ook belangrik om te sien, die rede hoekom hierdie skelms daar was, en die slegte mense, was omdat hulle, die volk, ongehoorsaam was aan die Here. So hulle was ongehoorsaam, dan kom hierdie slegte invloed, of hierdie onderdrukking, en die mense wat sleg is vir teenoor hulle, en dan elke keer, as dit so erg gaan, dan roep hulle uit tot die Here, en dan stuur die Here elke keer 'n rigter, om oor hulle te kom regeer. Nou, 'n baie belangrike ding om raak te sien, is die volgende, nee, en dit sien ons nou al elke keer met rigters. Dis 'n boodskap wat ons as mense moet baie moet raak sien. Baie keer as dit goed gaan met jou, dan is 'n mens in die versoeking om die Here te vergeet, en nie te leef soos wat hy ons geleer het nie. Baie keer is jy dalk in 'n tyd wat dit dalk goed gaan met jou, nee, en wanneer dit goed gaan wanneer dit sleg gaan met jou, en baie keer as dit sleg gaan, dan moet ons ook weet, nee, die Here is ook besig in daai tyd wat dit sleg gaan. Die Here is dalk besig om aan my te werk, hy is besig om aan my te maak, juist dat ek hom nie vergeet nie. Baie keer juist as dit moeiliker gaan, dan onthou ons hoe baie ons God nodig het, en ons wil graag, ons soek hom, en ons wil graag lewe soos wat hy wil hê. Nee, so die Here maak seker jy vergeet hom nie. Soos eintlik 'n ding om oor bly te wees. Maar dan kom maar dalk tye, nee, waar dit beter gaan, en daar kom dalk 'n oplossing vir dit wat moeilik was, nee, soos hierdie rigters wat gekom het. Dan is dit vir ons belangrik dat ons nie moet vergeet wat die Here vir ons gedoen het nie, en juis in daai tyd
vir die Here moet dankie sê, sodat ons hom kan onthou, en aanhou dankie sê, selfs al begin dit nou beter gaan, om aanhou die Here te dien. Nou Samson was 'n man, wat met wie dit baie goed gegaan het. Nee, omdat God hy maak hom hierdie sterk man. Nee, en jy weet, niemand kon hom geboelie het nie, hy het basies elke eerste span wat daar was gespeel, en almal wou soos hy gewees het, hy was baie populêr, maar daai krag wat hy gehad het, gebruik hy baie keer goed, nee, hy gaan gebruik dit om die mense te help, maar op 'n stadium, omdat hy so populêr was en sterk was, toe sien hy op 'n stadium 'n meisie, en hy weet, ons nou almal vrek so al voor hom, en omdat hy weet, hy gaan dit maklik kan kry, toe vergeet hy, nee, om eers vir die Here te vra, en hom te raadpleeg, en hy gaan vra vir sy ouers net, ek soek hy meisie, gaan haal haar vir my, nee, en dan, sien ons wat hoe sy ouers reageer. Sy ouers sê, luister Samson, is daar nie een van ons mense wat 'n meisie wat die Here ken nie. Hierdie meisie ken nie die Here nie, sy gaan tog vir jou moeilik maak. En hoor die waarskuwing in Rigters 14 vers 3. Maar sy ouers vra vir hom, is daar nie ander onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou nie, dat jy na die heidene, die Filistyne, toe moet gaan om te trou. So Samson, hy dink eers 2 keer nie. Nee, hy hoef mos nie te luister nie, hy's onafhanklik van sy ouers, hy's mos baie sterk, so hy kan mos na homself kyk. Nee, en daarom, hy luister nie eers nie. Samson, hy sê net vir sy pa, kry haar vir my, want ek wil haar hê. Nou, wat leer ons as kinders hier uit hierdie gedeelte? Dit is ons tweede punt. En daar's baie dinge wat ons as kinders baie keer wil hê. En soms weet ons, papa en mamma gaan nie hiervan hou nie, maar ons probeer maar nog steeds kyk, ander kere weet ons nie hoe hulle daaroor gaan voel nie, so daar is baie keer goeders, wat ons wil hê, maar wat ons moet onthou nie, is dat die Here het die ouers wat ons het vir ons gegee, en hy het hulle die ervaring gegee, omdat God ook vir ons die beste wil hê. Nee, gee hy ook vir ons ouers, wat nie altyd alles toelaat nie, en wat ons raad gee, want papa en mamma het juist meer ervaring. Nou onthou julle ook die 5de gebod, waar die Here gesê het, eer jou vader en jou moeder, met ander woorde, erken hulle as die mense wat vir jou moet help, en vir jou moet regwys, en baie keer vir jou moet nee sê, so as jy dit erken, dan sê die Here doen dit, en die belofte is dat jy 'n lang lewe kan hê in die land wat die Here jou God vir jou gee. So daar's 'n belofte daarby, en dit word ook in die Nuwe Testament word daai belofte herhaal. So, ons as kinders moet dit onthou. En baie keer veral vir die tieners, dan kom maar 'n tyd wat jy begin al hoe meer onafhanklik raak, daar kom 'n tyd wat jy voel, joh, maar ek begin nou slimmer raak as my ouers, veral vandag met YouTube en Facebook, begin jy sekere goeders vinnig leer, wat jou ouers dalk nie weet nie, en dan wil jy nou self begin besluit, en jy wil nou nie meer jou ouers se raad hê nie, of jy wil hulle nou nie meer vra nie. En dan is dit vir ons belangrik, as Christene, moet ons onthou, die Here gee vir ons daardie ouers, om ons op die regte pad te hou, en juis, sodat ons dit met ons kan goed gaan, en dis hulle werk, om vir ons hierdie goed uit te wys. Dan, geliefdes vir die ouers, ons moet besef, dit is ons grootste taak teenoor ons kinders, om hulle op die regte pad te hou. Ek het iets met Ian se skoolhoof, toe hy nou graadpleg, ek weet ek sê dit baie so, ek sê dit nou weer omdat ek het nou die dag weer by Peter Jordan, hy is mos 'n sielkundige, en hy het mense op sy program, jy weet, en hy laat nie sommer enige iemand daarop kom, hy is baie diep geleese ou, so hy laat gewoonlik die voorlopers in hulle veld kom, en die persoon wat toe kom praat is 'n vrou, wat met kinders werk, en sy het self gesê, en dit het die skoolhoof ook gesê, is, luister, jy's nie hierdie kind se vriend nie, jy's sy ouer. En baie keer is dit juist as hulle jonk is, dan wil jy nou hulle maatjie wees, of dan, as jy dit gaan doen as jy 'n kind is, dan gaan hulle moeilike volwassenes wees. So, die waarskuwing, en dan gaan jy met hulle sukkel, as hulle groot is. Nou geliefdes, ek besef,
Nee, dat jy nou kan sê, ja, maar ek ken 'n persoon wat, jy weet, hulle was maatjies met hulle kinders toe hulle klein was en toe hulle groot was, sodra hulle goed uit. Ons onthou dit, daar is uitsonderings. Nee, dit gebeur, maar oor die algemeen, nee, gebeur dit nie. Nee, ons werk is om te dissiplineer en hulle te help. Nee, om hulle op te voed van kleins af, dat hulle die Here kan ken. Want geliefdes, maak ek dit te lekker vir my kinders, nee, en dan vergeet hulle die Here. Wanneer hulle dalk volwassenes word, nee, dan raak hulle moeilike volwassenes, en jy weet, dit maak dat hulle dalk baie keer nie by 'n werksomstandighede lekker inpas nie, en daar nie vir gesag wil luister nie. En ons, meeste van ons, gaan onder gesag staan, of dit nou, al is jy dalk nou, weet, die baas van 'n maatskappy, jy is nog steeds onder gesag van die wet, en van iewers sal jy nog steeds onder gesag staan. Geliefdes, jy weet, opdrag, moenie bang wees vir die tantrums nie, moenie bang wees vir die verwyt nie, jy weet, moenie skuldig voel nie, soms baie keer nie, dan kan ons nie vir ons kinders alles gee wat ander ouers kan gee nie. Ja, vergelyk ons nou onsself, en dan voel mens skuldig, en mens voel, ja, maar, joh, omdat ek het nou nie kan doen nie, jy weet, laat gaan ek nou maar die dissipline bietjie, en ek is nie so erg met dit nie. Maar geliefdes, jy gaan soveel meer 'n seën vir jou kind wees, as jy hom dissiplineer, en hom leer om die Here te gehoorsaam. En op want dit is ons werk. Nou geliefdes, wat as ons kinders foute maak? Nee, as dit dalk gebeur. En dit bring ons by die laaste punt. Die Gees maak hom sterk, maar hy misbruik dit. Nou geliefdes, Samson ontvang die gawe van die Here. Iets wat die Here vir hom gegee het, nee, dat hy sterk kan wees, maar dit word eintlik dan nou sy gevaar ook. Want hierdie gawe wat hy gebruik het vir hom baie moontlikhede oopgemaak. Nee, dit gaan goed met hom, maar hy misbruik hierdie gawe, want hy wy nie hierdie gawe toe aan die Here nie. Nee, soms wy toe eintlik die kere wat hy mense gaan doodmaak, dit was eintlik ook maar net uit sy eie frustrasie en sy eie woede uit. So hy gebruik ook nie hierdie gawe dat hy na die Here toe gaan en vra vir die Here, maar hoe moet ek hierdie gawe gebruik? Nee, hy besluit sommer self en hy reageer eintlik op sy woede en sy haat teenoor hierdie mense. En so word hierdie ding wat die Here vir hom gegee het, 'n gevaar vir hom. Maar tog was dit in die Here se raadsplan. Nou kom ons kyk wat Rigters 14 vers 4. Sy ouers het nie besef dat alles wat dat dit van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Nou wat hierdie gedeelte het gestaan in daai keer toe toe hy daai vrou wou gehad het, nee, en dan sê sy ouers, maar hoorie, weet jy nie, hoekom kry jy nou nie iemand wat die Here ken of iets nie, hy soek daai Filistynse meisie. En dit word daarvan gesê, maar hulle het nie besef dat hierdie verliefdheid nou op dit, dat dit van die Here afkom nie. Nee, wat op die ouende vir hom baie sou gekos het, maar dit was ook so in God se raadsplan, nee, dat hy hierdie fout moes gemaak het. Nou hierdie was wat sy ouers moes gesien het, want God gebruik ook sy dwaasheid of sy fout om sy plan te laat geskied. Nou wat gebeur het, is hy gaan kry hierdie meisie en gaan toe nou na die Filistyne toe en die Filistyne doen hom eintlik in en hy raak toe so kwaad en hy gaan en hy maak vir hulle groot skade dat die mag wat die Filistyne oor hulle gehad het nou in 'n groot mate weer gebreek het. Nou toe die Here deur die Gees vir hom hierdie gedoen het, toe bring dit hom nie tot 'n dankbaarheid of tot 'n bekering teenoor die Here nie. Hy gaan probeer maar weer op sy eie maniere dit regkry en hy kom nie tot bekering, hy gaan doen daai selfde fout toe hy nou, so weer eens, die Here het hom eintlik gehelp, die Here het hom sterk gemaak om te kon doen wat hy wou doen, maar hy gemaak weer dieselfde fout. Hierdie keer toe gaan kry vir Deborah en sy is die een wat hom verlei, wat vir hom vra, die vorige een het hom klaar ingedoen, en sy kom, en sy vra vir hom, maar hoorie, kom sê vir my, wat is jou geheim, kom, ek wil weet, nee, en sy vind toe nou dit uit,
en sy sny toe nou sy hare af, nee, die bekende verhaal. En geliefdes, is eintlik so hartseer, want hy's reeds 2 keer al gewaarsku dat sy dit sou gedoen het. Of dat sy eintlik net vir sy geheim, want 2 keer het sy by hom gevra, hoorie, wat is jou geheim? Die eerste keer sê hy, nee, maar jy moet my met nat riempies vasbind, met 7 nat riempies, en toe kom die Filistyne, hy breek dit net los en hy gemaak dit. Tweede keer sê sy, maar jy het vir my gejok, en volgende keer gee hy weer 'n ander storie, en weer eens is dit net 'n storie, en sy sien, maar hy het vir hom gejok, en so 2 keer kon hy sien, dat sy dit met hom sou doen. Derde keer sê hy toe nou vir haar, en sy sny sy hare af. En toe kom die Filistyne en iets erger gebeur toe met hom, as wat die eerste keer gebeur het. Nee, hulle steek sy oë uit, hulle laat hom werk soos 'n donkie. So, vir 'n tyd lank, toe het dit met hom swaar gegaan. En weer eens sien ons die wonderlike genade van die Here, wat toe nou weer teruggekom het. Samson word nou op 'n stadium gevat na 'n Filistynse partytjie toe. Op die stadium het sy hare al teruggegroei, en hulle wou hom eintlik verneder het, en gewys het, maar kyk, ons het die groot Samson oorwin. En daarso vra hy weer vir die Here, om hom weer 'n laaste keer krag te gee. Die Here verhoor sy gebed, en hy gebruik dit daartoe, tot eer van die Here. Hy vat daai pilare, en hy laat daai hele plek op, al hierdie Filistyne, en daar was van die grootste leiers was daar, goed so, hy het homself toe nou op die ouende opgeoffer, maar dit bring toe groot redding vir die volk. Nou geliefdes, daar's vir ons waarskuwings in hierdie, maar daar's ook vir ons 'n hoop in hierdie. So, ek wil vir ons begin net vir ons om te wys hoe dit in die Nuwe Testament bevestig word. Jakobus 1 vers 27 word daar bevestig van hoe die sonde werk, maar ook wat die Here baie keer doen. Nou, ek lees vir ons Jakobus 1 vers 27, 13 tot 16. Iemand wat in die versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Nou daai gedeelte wat sê, jy word baie keer deur die Here versoek, en dan sê, ja, maar die Here het vir my gesê, om dit te doen. Dit was nou wat nou byvoorbeeld, die Here maak vir Samson sterk, en hy dink dis die Here wat hom al verlei het om al hierdie goeders te doen. En so kan ons baie keer, jy weet, dit wat die Here vir ons gee, sê, ja, maar dis die Here wat dit gegee het, en daarom moet ek dit doen, nee. So hy gee dalk vir my die vriende, maar ek weet, dis nie goeie vriende nie, nee, en dan sê ek, ja, maar die Here het vir my gestuur. Of, kry dalk 'n meisie of 'n ou wat kom, en ek sê, ja, maar die Here het hierdie persoon gestuur, maar ek weet, die persoon ken nie die Here nie, nee, en dan gaan ek nog steeds daarvoor, of ek sê, ja, maar die Here het my dalk goed gemaak in rugby, en dan misbruik ek dit, want ek wil nog presteer, want dis nou die Here wat my presteer. Nou, breek ek die reëls, of ek speel vuil, of iets, nee, of ek gebruik daai populariteit om lelik te wees met ander, nee, of ek doen dalk verkeerde goed, ek sê dalk, ja, maar die Here het vir my al nou hierdie selfoon gegee, of speletjies, en dan doen ek verkeerde goede op, ek gaan doen dalk die verkeerde goed, nee, ek vat 'n trek by vriende, en ek sê, ja, maar ek praat met die Here oor hierdie mense, goed, nee. Daar's ander maniere, wat die Here vir ons gee, om dit te misbruik, nee, en dan die verkeerde goed daarmee te gaan doen. En weet jy wat gebeur, nee, en hoekom dit so gevaarlik is, soos wat ons nou gelees het in hierdie gedeelte, ons het dit nou met Samson gesien, nee, hy gaan vat 'n kans hierso by die Filistyne, en raak al hoe meer deel daarvan, al hoe meer, en sy sonde raak al hoe erger, en hy raak al hoe meer vasgevang, dat hy later nie meer kan uitkom nie, dat hulle hom op stadium heeltemal kon verlei. En die sonde werk baie keer so. Aanvanklik klink dit nie so erg nie, nee, maar 'n mens gaan al hoe dieper daarin en dieper daarin, en dit raak 'n siklus van dat jy later heeltemal vasgevang word daar, en jy weet, aanvanklik kan ek hoor die Heilige Gees sê vir my, hierdie is verkeerd, maar later begin ek al hoe minder
dit te hoor, want ek raak al hoe meer gewoond aan hierdie sonde, en dan val ek later in hierdie sonde se lokval. Maar geliefdes, wanneer ons kind wel 'n fout maak, nee, dan is, soos ons sien, die Here bring vir Samson terug, en dan laat dit ons dadelik dink aan die gelykenis van die verlore seun, nee, wat juis die belofte ontvang, nee, hy kom terug na die vader toe, en by Samson was daar weer vir ons 'n waarskuwing, nee, dat Samson gaan doen die verkeerde ding, soos wat baie keer dit is onvermydelik dat ons sonde doen. Hy gaan doen dit, en dan kom hy terug, maar dan leer hy nie uit sy fout nie, en hy gaan doen dit weer, en dan gebeur daar iets erger met hom. En baie keer as ons kinders die verkeerde goed doen, nee, dan is dit belangrik om hulle te herinner, luister, die Here ontvang jou soos die verlore seun, maar moenie dit weer gaan doen nie. En gaan na die skrif toe met hom, en gaan wys vir hom, maar wat leer die skrif hom? Om te sê, nee, om die volle genade van die Here te herinner, maar dat ons dit ook nie misbruik, nee, dat want baie keer die sonde maak, dat baie keer iets, jy weet, dit bring die seer kry, wat saam met sonde gaan, en dan sodra dit weer beter gaan, dan is 'n mens geneig om dan nou dieselfde fout weer te gaan maak, en vir ons is dit belangrik, om te sê, maar wanneer God ons herstel, om nie weer dieselfde foute gaan maak nie, maar uit Samson te leer, as die Here jou een keer verlos het, is dit nie so dat jy die volgende keer weer kan gaan doen, nie, want juist dan, as ons dit misbruik, dan is dit ook dat iets erger met ons mag gebeur. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, ons dankie en ons vir die Here met wie dit goed gaan. Here, ons vra dat met wie dit swaar gaan, dat U hulle sal dra. En ons dankie dat dit lyk of U vir ons verlossing bring. Here, en ons vra tog, Vader, dat ons die waarskuwing sal raak sien wanneer dit goed gaan, dat ons naby aan U sal bly, dat ons U nie sal vergeet nie. En ons vra ook in die tye wat dit swaar gaan, dat ons weer wil bely, ons is afhanklik van U, ons kort die leiding, ons kort die seën, ons kort dat U ons dra. Weer help ons om U altyd in gedagte te hou, altyd voor oë. Dankie dat U vir ons 'n Vader is, wat ons lei en leer. Heer, wees met die wat swaar kry in ons gemeente en in die omgewing. En help ons om hulle by te staan. Heer, vergewe ons sondes. Heer, maar bovenal, dankie dat ons U kan ken. Heer, ons bid dat U al hoe meer deur die Gees in ons harte sal werk. Berei ons ook nou voor vir die nagmaal, waarin ons weer herinner word wat U alles vir ons gedoen het en wie vir ons is. Ons bid dit alles nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, ons gaan oor na die bediening van die nagmaal. Die nagmaal is altyd baie belangrik om te weet waaroor dit gaan, dat dit nie net 'n ritueel is waarby ons net goed doen nie, maar dat dit iets sal wees wat ons verstaan wat die Here vir ons daardeur leer. Ek begin vir ons die nagmaal, elke keer die bloed en die brood, dis iets fisies, wat so daardeur vertel ons wat Jesus vir ons gedoen het. Nee, die brood moet jou herinner aan iets en die wyn moet jou herinner aan iets. 'n Tweede ding is, dit leer vir ons hoe lief God vir ons is. Ons leer dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons te sterf. En dit is wonderlik, nee, as 'n mens kan dink dat sal ons kind gee, nee, vir iemand anders, maar dit is hoe groot God se liefde vir ons is. Weet, toe hy gekruisig is op Golgotha, nou, die dag wat Jesus het gedoen het, ons het nou net Paasfees gevier, en die Paasfees was vir jare ingestel, en op die dag wat die Jode weer gekom het, om die offerlam te eet, word Jesus vir ons gekruisig. So, dit is, Jesus word die offer, wat vir ons gebring het. Dis wat dit ons aan herinner. So, dit is iets wat ons aan moet dink, wanneer ons dit gebruik. Het is iets wat ons moet herinner. En dan, wat vertel dit? Vertel dat Jesus nie net gesterf het nie, maar dat hy opgevaar het. Die bloed herinner ons dat hy gesterf het, net toe sy bloed vir ons gevloei het, en
waar is Jesus nou? Hy's besig om vir ons plek voor te berei in die hemel. Hy's besig om ons plek reg te kry daarso in die hemel. Nou, wat belangrik is, wanneer ons die brood sien, nee, en ons breek dit, nee, en Jesus sê maar, hierso is vir jy is een stukkie brood en jy 'n stukkie brood. Dis Jesus se liggaam wat gebreek is. Wat belangrik is daarvan is, ek moet weet ek het 'n gawe. Nee, en die enigste gedeelte wat praat oor die in die nagmaal is in die Korintiërs, 1 Korintiërs 11. En daarso word daar ook vir ons die hoofstuk voor dit verduidelik vir ons, maar jy is die hand en jy is die voet en jy is die oor en jy is die neus en die oor kan nie vir die neus sê luister ek het jou nie nodig nie. As een gedeelte seer kry die hele liggaam seer. En dit moet ons dan onthou, nee. Dis hoe ons na mekaar moet kyk. Want weet julle, baie keer ons kyk na joh, wat presteer jy, wat besit jy, wat het jy al bereik in jou lewe? En op hierdie manier, as ons so na mekaar kyk, dan verbreek dit eintlik die liefde. En ons moet al hoe meer na mekaar kyk om te sê maar wat het God vir jou gegee om deel te vorm van hierdie kerk? Nee, ek wil jy kan alles al bereik het in jou lewe en nog nooit iemand na die Here toe gebring het nie. En dan kom jy 'n ander ou wat niks regtig bereik het in sy lewe nie, maar hy het al hordes mense na die Here toe gelei. Dan het daai ou 'n groter funksie in die kerk as die ander ou, nee. Natuurlik, ons weet elkeen is tog belangrik. En dan is dit baie belangrik om ook te weet die brein, nee, dit is die hoof. 'n Kerk en hierdie liggaam kan niks doen as hy nie aan die kop vas is nie. Wie is die kop van die kerk? Dit is Christus. As ons nie na die Bybel toe gaan en die Bybel ons leer om te lewe en die Bybel vir ons rig nie, dan is ons eintlik maar besig om ons eie liggaam te vorm en dan is ons nie. So dit is wat die brood ons aan herinner. Natuurlik baie belangrik ook dat die bloed is dit wat al hierdie goeders moontlik gemaak het. So, voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons barmhartige God en Hemelse Vader, ons dankie dat U Jesus wat met sy liggaam gekruisig is en sy bloed wat vir ons vergiet is, vir ons vir die ewige voed en versterk. Gee ons dat ons nie met ons harte aan hierdie sigbare tekens van brood en wyn sal vaskleef nie, maar gee dat ons ook nou ons harte sal ophef na die hemel toe, waar Jesus Christus ons voorspraak en ons regterhand is. Gee dat dit deur die werking van die Heilige Gees ons geloof sal versterk en dit ons sal bring tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Hoor ons as ons saam met die hele Christendom bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, ook op die aarde net so ook in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons al ons oortreding, soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, U kan die brood neem en na die brood gebreek is, het die Here gesê, dit is die gemeenskap met my liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. So het die Here die beker van danksegging geneem en dit is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, kom ons sluit af deur saam te sing, ek wil die Here loof. Sy weldadige
Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 6 vers 24. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.